Hallo almal, ek hoop dit gaan sommer baie goed met elke een van julle en ek hoop julle het 'n goeie week. En ja, vir party mense is môre is dit weer 'n lekker vakansiedag, 'n lang naweek vir ander ongelukkig nou nie. Maar ek wil graag bietjie met julle ietsie deel vandag. Ek weet Dinsdag se storie wat ek met julle gedeel het oor die vrug was soos oor die 7 minute. Ek gaan probeer dat hierdie een nie so lank is nie, maar as hy lank is, beteken dit daar's iets groots agter hierdie storie wat ek met julle wil deel. Nou, ons almal ken die storie van die saaier in die Bybel. Nou, julle weet seker ons is ook saaiers, reg? Nou, kom ek vertel gou vir julle, weet julle hoekom is dit so belangrik om saad te moet saai? Saad is die begin van iets moois. Dit is die oorsprong van iets groots. Nou, gebeur dit soms, wanneer jy saad saai. Dit val op grond, en daai grond mag dalk bewerkbaar wees, dit mag dalk nie bewerkbaar wees nie. Maar die punt van die saak is, jy saai die saad. Hoekom? Want saad kan hom nie self saai nie. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid om saad te saai. Nou wil ek ook die voorbeeld gebruik van wanneer ons vis vang. Dat 'n vis kan nie byt, as daar nie 'n lyn met aas is in die water nie. So die eerste punt wat ek wil maak is, saad kan net gesaai word wanneer iemand dit doen. Vis kan net byt wanneer iemand 'n lyn met aas ingooi. En nou, as ek dit nog verder mag vat, wanneer jy iets aan iemand verkoop, wanneer jy iemand uitnooi, soos na 'n kerkaktiwiteit toe, of selgroep, of kerk, daai persoon kom, somtyds kom hulle uit hulle eie, maar hoe gaan hulle weet van die aktiwiteite wat daar is? Hoe gaan hulle weet daar selgroep? Word of mouth. En dit beteken, iewers moet iemand daai saadjie plant, iewers moet iemand dit op social media sit, of vir iemand uitnooi. So, alles begin by jou. Ja, by jou. Begin dit, om daai saad te saai, om daai lyn in die water te gooi, en daai uitnodiging te gee aan iemand. Nou die tweede ding. Gebeur het soms, dat daai saad val, dat daai lyn in die water gegooi word, en daar word glad nie gebyt nie, daar kom nie 'n oes op nie, ja, dit doen. Voel jy soos 'n failure? Jy doen. Voel jy dis jou skuld? Ja, jy doen. Voel jy kon iets beters gedoen het? Ja, jy doen. Maar ek wil vandag vir jou sê, die feit dat jy daai saad gesaai het, jy het al klaar iets gedoen. Die feit dat jy daai aas aan die lyn gesit het en die lyn in die water gegooi het jy al klaar iets gedoen. Die feit dat jy daai uitnodiging gegee het, daai boodskap gestuur het, jy het al klaar iets gedoen. En weet jy wat, ek weet daar's mense wat met my kan baie verskil, maar ek wil graag staan op dit waarin ek glo, en selfs dit waarin ek nie glo nie. Ek staan daarop. Ek weet ek sit nou, maar ek staan daarop, dat wanneer jy weet, jy het jou beste gedoen, hoekom moet jy sleg voel oor jouself? Hoekom moet jy voel jy's 'n failure? Ek meen, jy kan die mooiste boodskap vir iemand skryf, jy kan die grootste woorde gebruik, jy kan alles doen wat jy kan, maar op die einde van die dag, bly dit daai persoon se keuse. Elkeen van ons het 'n vrye wil, reg? Dieselfde met saad wat gesaai word, jy kan dit op die duurste grond gaan saai, jy kan die hoog aangeskrewe saad gebruik en dit gaan saai, maar as daai oes nie opkom nie, wat moet jy doen? Jy het gedoen wat jy kon. Selfs met die vis ook, jy kan die duurste tegnologie gebruik om die aas in die water te kry. Jy kan die sterkste en die duurste lyn gebruik, jy kan die hoog aangeskrewe aas gebruik. Daar's so baie wat jy kan doen. Maar as hy vis nie byt nie, wat dan? Jy het probeer. Ek wil hê, jy moet ophou om jouself te verwyd. En ek praat nie met myself ook, want ek is net so skuldig. Maar ek wil hê, ons moet saam staan, dat ons ophou onsself verwyd, wanneer ons beste doen, wanneer ons beste gee, en dit werk ongelukkig nie uit soos wat dit moet uitwerk nie. En dat jy skuldig voel, deur mense wat jou laat skuldig voel. Nou die derde ding wat ek wil noem. Vat dit soms lank, wanneer jy saad saai vir 'n oes om op te kom. Vat dit lank vir 'n vis om te byt. Kry jy nie altyd dadelik 'n respons van iemand nie? Ja, jy doen. Hoekom is dit so? Nie almal van ons het die antwoord nie. Somtyds gebeur dit dat daai saadjie moet verwerk word. Soms gebeur dit dat die persoon dit eers moet deurwerk.
Maar dit beteken nie dat daar nie iets moois kan kom van die saad wat jy gesaai het nie. Die Engelse woord sê dit so mooi, trust the process. Alles het 'n proses. Daar's alles wat 'n proses het. Dit wat jy saai, dit wat jy in die water gooi, daai uitnodiging, dit het 'n proses. Somstyds vat dit vir iemand 'n tydjie. Hulle luister, hulle wonder, hulle praat. Maar iewers het daai saad wat jy gesaai het iets aangewakker. Dit beloof ek jou. Dit het iets aangewakker, of dit nou positief is of negatief is, maar dit het iets aangewakker. En daai saad van jou, dit gaan vrugte afwerp. So die hoofdoel van hierdie woord, van hierdie video wat ek vandag maak is, moenie jouself verwyd, wanneer jy alles gedoen het wat jy kon, en ongelukkig was die uitkoms nie soos wat dit moes wees nie. Hou jy net aan om saad te saai. Hou jy net aan om daai lyn in die water te gooi met die aas. Hou jy net aan met daai boodskap. En ek beloof jou nou, dat jy sal die vrugte pluk van dit wat jy insit. Julle moet 'n baie lekker dag hê. Kyk mooi na julleself. En ons praat gou weer. Bye bye julle.